Toets die skrif, deel 3, seënaanbidding. Waar het seënaanbidding sy oorsprong gekry? Valse profete is baie lief om die kaart te speel en te sê dis 'n heidense gebruik of dit is hoe die heidene glo. Ek gaan nie vandag uitwys dat as jy regtig alles wil verwerp wat die heidene toepas, kan jy net sowel jou Bybel en geloof in die asblik gooi. Ons as gelowiges wil die Christene brandmerk as heidene en sleg maak terwyl Jahwe self sê sy naam is groot onder die heidene en hy word as 'n groot koning onder hulle beskou. Maar Jahwe se eie volk verag hom as koning. Ek gaan hier kortliks 'n paar voorbeelde wys van gebruike wat die heidene ook beoefen, maar wat ons as gelowiges self toepas. Is dit dan werklik heidens of gaan ons dit nou ook verwerp? Die heidene het ook inderdaad forme van seënaanbidding beoefen. Maar dit is nie op sigself 'n bewys dat elke verwysing na die seën in die skrif daarom verkeerd is nie. Daar is baie gebruike wat heidense volke beoefen wat ooreenkomste toon met gebruike wat reeds in die skrif voorkom. Hierdie geskiedenis heen is baie waarhede nageboots, verdraai of met ander godsdienstige idees vermeng. Die vyand skep nie die waarheid uit homself nie. Hy verdraai en boots dit na. Kyk voorbeeld soos lobola, wat vandag nog in Suid-Afrika deur baie gemeenskappe toegepas word. Gaan ons ook nou skrifgedeeltes verwerp wat van 'n huweliksprys praat, bloot omdat ander volke ook 'n soortgename gebruik het? Natuurlik nie. Die maatstaf is nie of heidene iets ook doen nie, maar of Jahwe dit in sy woord ingestel het of goedgekeur het. Of wat van die vleeslike besnydenis? Baie volke en geloofsgemeenskappe, waaronder talle Afrika gemeenskappe, moslems, Jode en ander nasies beoefen vandag die vleeslike besnydenis. Maak dit die besnydenis nou skielik heidens? Gaan ons ook nou Genesis 17 en al die ander skrifgedeeltes wat oor die besnydenis handel uit die skrif verwyder bloot omdat ander volke dit ook beoefen? Beslis nie. Wat van offers? Heidene offer ook aan hulle gode. Moes Israel van ouds ook nou nie meer aan Jahwe geoffer het nie? Heidene aanbid in tempels. Toe Israel van ouds by die tempel vergader het hulle ook dan 'n heidense gebruik toegepas? En kyk hoe interessant is Josef se verhaal. Farao het vir Josef Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as 'n vrou gegee. Josef het dus 'n vrou uit die familie van die Egiptiese priester gekry. 'n Priestelike huis wat met sonaanbidding van Egiptiese gode verbind was. Tog word Josef nie daarom deur die skrif as heidens beskou nie. Heidene vas ook, so mag ons ook nou nie meer vas nie. Gebed, heidene bid ook, mag ons nou nie meer bid nie. Nou reeds in die Ou Testament sien ons die doop, Levitikus 15 vers 5, en die man wat sy bed aanraak, moet sy klere was en hom in die water bad. Daar was dus lang voor Johannes die doper rituele reinigings met water. Johannes doop met water in Matteus 3 vers 11. Ek sien hierdie man doop ook mense. Is hy dan ook nou besig met 'n heidense gebruik? Ja, heidene doop ook. Kyk maar self as jy my nie glo nie. Nou hierdie ritueel word Kumbh Mela genoem. Dit is 'n groot Hindoese pelgrimsrusfees in Indië waar enorme getalle mense byeenkom om in 'n heilige rivier te bad. Die badritueel word as 'n daad van geestelike reiniging beskou. Nou die belangrikste groot badgeleentheid word Shanishan, die Royal Bath genoem. As jy die nie as 'n doop sien nie, wat van hier? Die titel van hierdie YouTube video is Hundreds of Let Wel Hindus Take Baptism in North India. Let wel, dit is nie Christene nie, dit is Hindus wat ook doop. Moet ons ook nou nie meer mense doop of gedoop word nou omdat die heidene dit ook doen? Sien julle hoe speel hierdie valse profete op ons gevoelens om ons te oortuig dat alles wat die heiden doen nou verwerp moet word, maar hulle tas dan ook heidense gebruike toe. Nou die vraag is nie wie 'n gebruik ook toepas nie, maar waar het dit sy oorsprong gekry en of Jahwe dit ingestel het. Die feit dat ander volke 'n gebruik oorneem of nageboots het, verander nie die oorspronklike instelling van Jahwe nie. Maar die valse profete teer op hierdie mense en gebruik hierdie taktiek van dit is heidens na vore om mense in die skrif te laat twyfel en dadelik val mense in hulle struik. Onthou, hulle moet kom met ware feite en bewyse om sodoende twyfel te saai. So kan hulle kom en heidense gebruike uitwys vir mense en so skrik die mense en dan verwerp hulle dit. Gaan ons ook nou die doop, vas, gebed, besnydenis ensovoorts verwerp omdat heidene dit ook nou toepas? Of die feeste, want die heidene hou ook verskeie feeste. Wat van die Pesachfees? Gaan ons dit ook nou verwerp omdat die moslems ook Pesach hou?
Ja, hulle hou die Eid al-Adha, die offerfees wat Abraham se gewilligheid om te offer te herdenk volgens die islamitiese tradisie. En dit is hoe die Pesachfees sy ontstaan gekry het. As ons nou sien heidene pas sekere gebruike toe, moet ons nou gaan kyk in ons eie skrif of Jahwe iets beveel het daarvan of ons soortgelyke goed kan sien in ons skrif. En dit is wat ons vandag gaan doen, ons gaan kyk of seënaanbidding in die skrif sigbaar is of nie. En dan moet jy maar self besluit of ons dit gaan verwerp of gaan ons bietjie verder met ondersoek instel in die skrif om uit te vind wie Yeshua werklik was. Ons as gelowiges spring te vinnig op ons eie perdjie en wil alles wat heidens is verwerp. Ons maak die heidene sleg terwyl Jahwe self sê sy naam is groot onder hierdie heidene en hy is 'n groot koning onder die heidene. Wie is nou alweer die koning? Seker nie Yeshua nie of hoe. Maar vandag sê ons, hulle is van die pad af. So kom ons kyk of seënaanbidding se ontstaan uit die Ou Testament kom of nie. En toets asseblief die skrif op wat ek nou gaan beweer oor seënaanbidding in die Ou Testament. Nou daar word gesê seënaanbidding is heidens en dat die Katolieke Kerk gekom het met 'n valse leer om ons te mislei. Dis beweer hulle dat die Katolieke Kerk ons kom mislei het met 10% waarheid en 90% leuen. Waar die misleiding taktiek soos 'n melkery eintlik werk. Jy kan nie 'n mens mislei met 90% leuen nie, soos byvoorbeeld 'n skelm melkboer. Sal nie mense kan mislei met 90% water en 10% melk nie. Nee, maar met 90% melk en 10% water sal hy suksesvol wees. Die leuen moet so na aan die waarheid wees dat dit moeilik is om die verskil te kan agterkom. Hoekom dink julle het Jesrael van oud so vinnig geval vir Baal-aanbidding? Kom ons begin gou heel in die begin. Genesis 1:3 en Elohim het gesê, laat daar lig wees. En interessant sien ons Elohim wat meervoud is en ons sien laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Dis is die lig reeds in die begin geskape. Wie is hierdie lig? Die son? Nee, die son is eers op die 4de dag geskape in Genesis 1:16. Die lig van Genesis 1:3 kan dus nie die son gewees het nie. Maar Johannes verklaar dat Yeshua die lig is wat inkom is van die wêreld. Maar die mense het hom nie aangeneem nie. Net soos die ander mense wat hom verwerp en hom gelykstel aan 'n mens, maar ja. Maar nou om meer inligting te kry oor wie die lig is, moet ons na Openbaring van Enoch hoofstuk 11 gaan kyk. Let wel, dit is 'n boek wat deur die Katolieke Kerk uit die Bybel gehaal was. So ook baie ander apokriewe boeke. Maar wat die valse profete nie kan besef nie, is dat die apokriewe boeke seënaanbidding en die maagdelike geboorte beter beskryf as vandag se 66 Bybelboeke. En as daardie boeke vandag deel van die Bybel was, sou baie mense dalk nie so maklik mislei gewees het nie. Maar as hulle dan seënaanbidding promoveer, hoekom dan nie al hierdie apokriewe boeke in die skrif gehou het nie? Die valse profete lyk so slim en lyk of hulle die skrif ken, maar die konteks van die hele inhoud van die skrif word nie as geheel gebruik nie. Daarom kan hulle op onkundige mense teer en maklik mislei en sekere skrifgedeeltes sonder die kennis van die skrif. Dis lyk seënaanbidding heidens en of dit verbied word in die skrif. Maar soos Yeshua gesê het, soek eers die koninkryk. Hoekom die koninkryk? Want ons moet besef wie is ons koning, wie is ons man en wie is as koning oor ons aangestel. Nou baie interessant, van hierdie valse profete wat Yeshua se goddelikheid verwerp, gebruik hulle nog die Nuwe Testament. Ek weet nie watter gedeeltes nie, maar hulle gooi baie skrifgedeeltes daarvan weg en sê dis die leenpen van die skrywer. Waar die gedeeltes van die maagdelike geboorte en baie wat hulle verwerp in die antieke en die oudste Bybelgeskrifte was. Dus moet hulle eers kan bewys dat die skrifgedeeltes van die maagdelike geboorte 'n byvoeging was. En heel ironies erken hierdie valse profete dat Yeshua die mens wel as koning gaan heers oor hulle en almal aan die einde van die dae. Maar nou ja, kom ons kyk gou voordat ons by Openbaring van Enoch 11 kom, na wat Yeshua self sê, wat het hy ontvang? Hier en op baie ander skrifgedeeltes sien ons sê Yeshua dat die Vader hom alles in sy hand gegee het. Let wel, alles. En dit was voordat hy die losprys betaal het met sy lewe. Dit wil sê voor sy dood het hy alles alreeds by die Vader ontvang. En nou kom Yeshua ook en hy bid en hy sê in Johannes 17 vers 5, hy sê verheerlik my by jouself met die heerlikheid wat ek gehad het. Kyk hier so mooi, kyk sien wat hier so staan. Voordat die wêreld was.
Let wel, Yeshua, die Seun, het hierdie heerlikheid van die begin van die skepping afgehaal, van die wêreld. Dus was die Seun verheerlik en aanbid van die begin af. Die Vader aanbid eintlik die Seun, want hy sit alles in die Seun se hand. Hy hef hom hoër as alles. Ons sal dit nou weer sien. Paulus bevestig wat Yeshua hier ook sê in Johannes 17 vers 5 en hy sê hierso in Kolossense 1 vers 16, want in hom, in Yeshua, is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dis voordat alles geskape was Yeshua al daar en is deur hom en tot hom geskape. Die Seun bestaan dus voor die skepping en is die middelaar waardeur alles gemaak is. En dis hoekom het Yeshua so verwonderd was, hoekom die mense hom noem dat hy die seun van Dawid is, terwyl Dawid hom dan Jahwe of ook dan meester noem. Dan sê Yeshua ook dat hy voor Abraham was en dat Abraham hom gesien het en was oor hom baie verheug gewees. So hoe kan hierdie valse profete dan beweer dat Yeshua bloot net Dawid se seun was? En die blinde volk, van wie oom Siener sê, hulle oë is val, word deur hierdie valse profete blind gehou, terwyl verdeeldheid onder die volk al hoe sterker vlam vat. Let wel, Yeshua het daardie heerlikheid as seun gehad voordat die wêreld was. Glo jy dit, Japie? Hoeveel skrifte wil jy nou nog weggooi? Waar het Yeshua daardie heerlikheid gekry? Nou voordat ons daarna gaan kyk wat sê Hebreërs in Hebreërs 1 vers 6. En wanneer hy die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van Elohim moet hom aanbid. Let wel, Yeshua ontvang aanbidding van die engele toe hy in die wêreld gekom het. Yeshua sê, hy was daar voordat die wêreld was en was daarvoor verheerlik gewees. Met ander woorde, seunaanbidding nog voordat die wêreld begin het, was Yeshua verhoog en verhef deur die Vader. Alles was in sy hand gegee deur die Vader. En Openbaring van Enoch gaan dit nou kom bevestig. Ons gaan nou daar uitkom. En nou kom Paulus ook en hy sê dat die Vader Yeshua uitermate verhoog het en hom 'n naam gegee het wat bo elke naam is, sodat in die naam van Yeshua sal buig elke knie wat in die hemel, wat op die aarde en onder die aarde is. Dit wil sê, almal sal voor Yeshua neerbuig. Dit wil sê aanbid. Dus, hoe kan Paulus en Yeshua sê dat hy, Yeshua, al die eer en alles gekry het? Waar lees ons dit? Dus het ons hier 'n vaderfiguur en 'n seun. Weereens seunaanbidding. Nou kyk wat sê ons koning onder wie is sy naam groot. In Malagi 1 vers 11. Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe, is my naam groot onder die heidene. En in elke plek word tot eer van my naam reukwerk gebring en 'n reinoffer, want my naam is groot onder die heidene, sê Jahwe van die leerskare. Die heidene ken hulle koning, het die koning gevind. Die Judeërs word geterg deur hierdie dwaase nasie, dit wil sê die volk wat nie Jahwe se wet ken nie. Hulle kort nog die geregtigheid. Die Judeërs kort die koninkryk, maar hulle is ook baie dwaas. Hulle ontken die koning van die koninkryk en sien nie sy goddelike bestaan van die begin af nie. Nou moet ons die koninkryk gaan soek en dit is in die apokriewe boeke van Enoch aangeteken waar Yeshua die lig, die eer en die heerlikheid gekry het. Nou hier in Enoch sien ons hoe let wel lig uit lig geskape was. Openbaring van Enoch 11 vers 8. En dat dooiel het uitgekom, geweldig in grootte, en ek het hom aanskou en kyk. Hy het die groot eon, dit wil sê 'n onmeetlike tydruimte in sy buik gehad. En ek het aan hom gesê, maak jouself oop, Adooil, en laat dit wat sigbaar is, sigbaar uit jou gebore word. En hy het homself oopgemaak en die groot eon het uit hom gekom. En so is die lig uit hom gebore, wat die hele skepping dra. Hy besit alles wat ek ten doel gestel het om te skep. En ek was in die middel van die groot lig. En omdat lig uit lig gebore is, Yeshua wat uit die Vader gegaan het daar 'n groot tydperk verskyn en dit het die hele skepping vertoon wat ek beplan het om te skep. Alles is deur hom en tot hom geskape, soos Paulus sê. Kan julle sien wat hier gebeur? Die lig Yeshua was op die eerste dag geskape gewees. Yeshua sê, hy het uit die Vader gegaan. Johannes 16 vers 27 tot 28, Johannes 8 vers 42, Johannes 13 vers 3, en so beskryf die Openbaring van Enoch Yeshua se woorde deeglik. Dus
Hier in die begin van alle bestaan, Yeshua, die begin van die skepping. Dit wil sê, hy is die eerste. Maar ons ken ten dele nie die hele inhoud van die skrif en die apokryfe boeke nie. Daarom word ons mislei en ons gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Onthou julle wat ek hierbo aangehaal het, dat Yeshua voor sy dood reeds alles ontvang het en verheerlik was voor die aarde geskape was? Nou kom ons lees verder in vers 11. En ek het gesien dat dit goed was, die lig was goed, Yeshua was goed. En ek het vir myself 'n troon geplaas en daarop gaan sit. So die Vader maak 'n troon en die Vader gaan sit op die troon. Maar aan die lig, Yeshua, het ek gesê, gaan hoor op en vestig jou hoog bo die troon. Wie se troon? Bo my troon, bo die Vader se troon, en wees 'n fondament vir die hoordinge, want bo kan die lig is daar niks nie. Let wel, hier begin seënaanbidding. Die Vader stel die lig, let wel, Yeshua, hoog bo sy troon aan. Die lig word uitermate verhoog bo die Vader se eie troon, en dit is wat Paulus beweer en quoteer in Filippense 2 vers 6 tot 11. Die seënaanbidding, die Vader vereer die Seun bo alles en almal. En dit is 100% in konteks met die skrif wat Yeshua sê in Johannes 17 vers 5. En nou Vader, verheerlik my by Jouself met die heerlikheid wat ek gehad het voordat die wêreld was. So as ons nie hierdie godheid kan sien nie, dan sal ons Johannes begin verwerp. Ons sal Handelinge begin uit ons Bybels uitskeer. Ons sal ook Paulus begin verwerp, want hy sien iets wat ons nie sien nie. En op die einde van die dag sal hy die Nuwe Testament verwerp. En dan sal ek vir hulle ook nog kan bewys hoe Yeshua in die Ou Testament al daar was, van die begin af, hoe ons 'n verbond met hom gehad het. Dan verwerp hulle die Ou Testament ook. So kom ons kyk of hulle nou hierdie gedeeltes van die Ou Testament ook gaan verwerp, waar Yeshua weer eens verhef en oor alles aangestel was, of hierdie koningskap gekry het. Kom ons kyk na Psalm 2 vers 6. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Dit wil sê die Vader salf Yeshua self as koning, soos hy die lig in jou nog verhoog het en hom alles gegee het. Dan sê vers 7, ek wil vertel van die besluit. Die Here, dit wil sê die Vader, het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek U self gegenereer. Lig het uit lig uitgekom, ons het ons gelees het in Enoch. Eis van my, ek wil nasies gee as wat? As U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. Let wel, hier word alles soos Enoch aan wie gegee? Aan die Seun. Die Seun word verhef, aanbid deur die Vader en hy kry alles. U sal hulle verpletter met 'n eysterstaf. Yeshua wat kom en met die oordeel sal hy kom en hulle verpletter. Hy sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot, want die oordeel is aan Yeshua gegee. Wees dan nou verstandig, o konings. O mense, wees net asseblief verstandig. Laat julle waarsku, o regters van die aarde, dien Jahwe met vrees, dien die een wat deurboor word, Jod-Hy-Vav-Hy, dis wat Jahwe mos beteken, en juig met bewering, kus die Seun, wie is die Seun? Yeshua, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Dis dien die Seun, want dit is die Vader se wil. As jy hom nie dien of eer nie, dan eer jy en jy dien nie die Vader nie. Dis as jy Yeshua nie aanbid nie, aanbid jy nie die Vader nie. Dis as jy hom, let wel, die Seun nie kus nie, dit wil sê nie dien nie, sal sy toorn ontvlam en jy sal vergaan, want dis die Vader se wil en die Vader het hom oor alles gestel, bo alles, hom bo jou aangestel. Nou Psalm 2 vers 12 sê, kus die Seun, die Hebreëse woord is nashak. Dit beteken nie net om letterlik te soen nie, maar dit dra ook die gedagte van nabyheid, verbondenheid, gehegtheid, onderwerping en toewyding. Dit beskryf 'n daad waardeur iemand homself aan die Seun verbind, 'n manier van seënaanbidding. Om die Seun te kus is daarom om met jou hele hart aan Yeshua vas te kleef, hom lief te hê, hom as koning te eer en jou lewe aan hom oor te gee, want hy is jou man, hy is as verbond aan jou gegee. Dit wil sê, die Vader gee hom as man vir ons. Dit is 'n intieme verbondsverhouding waarin ons in hom bly en hy is in ons. Soos die skrif die verhouding tussen die Messias en sy volk met die van 'n bruidegom en sy bruid vergelyk, word ons geroep om in liefde, getrouheid en gehoorsaamheid met hom verenig te wees. Ons bekleë ons met Yeshua, leef uit sy lewe en word deur sy gees toegerus
om in sy koninkryk te wandel. Die oproep kus die seun is dus 'n uitnodiging tot die diepste moontlike verbondenheid met Yeshua, om aan hom vas te kleef, hom bo alles lief te hê, onder sy heerskappy te leef en nooit van hom losgemaak te word nie. Dan sien ons ook in Daniël hoe let wel die ouer van daai Yeshua, die seun van die mens, verhef en verhoog, hom die koningskap, die eer en die heerlikheid gee, wanneer vir ewig. Daar sal nooit 'n einde aan sy koninkryk wees nie, want die Vader het die seun verhef en verhoog vir ons om hom te aanbid, hom te dien, en soos in vers 14 sal almal hom, die seun, vereer en aanbid. En hier in Jesaja 42 sien ons hoe hierdie knegt, dit wil sê Yeshua, ook eer en heerlikheid gekry het van die Vader, en die seun word as verbond gegee, as let wel lig, Yeshua die lig vir die volk, verbond, dit wil sê, hy is ons man, Yahweh is ons man. Hoeveel keer sê hy dit net in die Ou Testament nie, maar ons snap dit nie, want hy is ons bloedbruidegom van die verbond, hy is ons man, ons sien hom nie van die begin af nie, hy was daar reg in die begin gewees. Dis hoekom het Yeshua gesê het, soek eers die koninkryk van die Vader, want die seun is die Vader se uitverkorene, die een wat hy verkies het, verhef het en verhoog het, voordat die wêreld geskape was. Dis voordat Abraham was Yeshua, voordat Dawid was Yeshua, voordat Josef was Yeshua. So hoe kan die mens nog so dwaas wees om te sê dat Yeshua was na hulle almal geskape gewees, en is maar net 'n mens gewees? Die seun van Dawid, die seun van Josef. Ja, dit staan wel so geskrywe in die skrif, net soos baie ander skrifte, wat die valse profete aanhaal, en wat reg en skriftuurlik lyk. Maar as jy nie die hele inhoud van die skrif ken nie, sal jy mislei word en in die valse profete se struik trap. Beslis neem hulle nie die skrif in sy volle konteks op hier nie. Hulle haal 10% van die skrif aan, en hulle gooi die 90% van die konteks weg. En so sal hulle kom en sê, seënaanbidding is heidens, en omdat mense net die regte ding wil doen om Yahweh in waarheid te aanbid, dink hulle dit is nou reg om Yeshua se goddelikheid te verwerp. Ek kan nog baie skrifgedeeltes aanhaal oor die verering van die seun, maar hierdie studiestuk sal baie langer wees. So in deel 4 gaan ons aan met seënaanbidding, en ons gaan kyk hoe die heidene ook 'n kopie gemaak het van die ware seun. Bly asseblief ingeskakel en volg Pausebox Ministries as jy die notifikasies wil kry van ons volgende video's. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.